'n vraag soos hierdie moet jy maar net baie mooi dink, want nie al die inligting wat jy nodig het, is vir jou in syfers gegee nie. Maar al die inligting wat jy nodig het, is wel vir jou gegee. En dit lê in daardie woordjie verdubbel. Want as jy nou gaan kyk na die feit dat hulle vir jou vra, hoe lank gaan dit neem om R5.000 te verdubbel? Dan weet jy mos nou, jy wil uitkom by R10.000, want jy wil jou R5.000 verdubbel. Nou as ons gaan kyk na die standaard formule vir enkelvoudige rente, wat so lyk, dan het ons klaar, dit is dan nou ons uiteindelike bedrag van R10.000. En ons het ons aanvanklike bedrag, P, want dit is vir ons gegee, dis die 5.000, en ons het die rente, 0,5%, maar nou moet jy hier ook net baie mooi lees. Moenie hier 'n fout maak nie, want hulle sê vir jou 0,5% per maand. So met ander woorde, wat jy nou gaan moet doen, is om jou tydperk te bereken in terme van maande, of jy gaan jou tydperk moet bereken in terme van jare, as jy daardie 0,5% net omskakel na 'n jaarlikse rentekoers toe. So hier moet jy nou mooi besluit, gaan jy dit doen op 'n rentekoers per maand of rentekoers per jaar? Nou kom ons hanteer dit net eers as 'n rentekoers per jaar, dan gaan ons net daardie 0,5% per maand maal met 12, dan kry ons 'n 6% per jaar. Wat dan nou beteken, ons kan aangaan deur te sê 1 plus 6 op 100 of 0,06 maal met, en hier is nou die kruks van die hele ding. Ons weet nie wat is die waarde van n nie, want dit is wat hulle vir ons gevra het. So ons gaan dit los as die onbekende. Nou gaan jy 'n gewone vergelyking oplos. Jy gaan weerskante deel met 5.000, dan kry jy 2 is gelyk aan 1 plus, en dan 1 plus 0,06 en gee dan vir jou om 0,06 maal met n, soos daardie, van die 1 oor, dan kry ons 1 is gelyk aan 0,06 en deel weerskante met 0,06, dan kry jy n is gelyk aan 16,66 jaar. Maar onthou nou, ons het gesê ons gaan dit in jare werk, so jy kan nie ergens in die middel van die jaar daardie R10.000 vlak bereik nie. So as dit 16 jaar is, het jy nog nie jou 10.000 bereik nie, en as dit 17 jaar is jy so bietjie verby jou 10.000 al. So met ander woorde, ons gaan dit benader na 17 jaar toe. Ons gaan sê, dit gaan 17 jaar vat om 10.000 te bereik, om die geld te verdubbel, maar as jy dit nou mooi gaan uitwerk, gaan jy eintlik opeindig met R10.100, na presies 17 jaar. Maar ten minste is jy verby die periode. Nou as jy hom gehou het, op 0,5% per maand, dan sou jou vergelyking nou gelykheid soos volg. Jy sou gehad het jou 10.000 is gelyk aan 5.000, 1 plus 0,005 en deel weerskante met 5.000, dan kry jy 2 is gelyk aan 1 plus 0,005 en vat die n oor, en dan kry jy dit, deel weerskante met 0,005 en dan kry jy waarde van n van 200. Presies, 200, maar nou is dit maande. Onthou, dis 200 maande. So nou kan jy gaan en jy kan dit deel met 12, dan kry jy 16,666 jaar, wat presies is wat ons daar gekry het. Maar omdat ons nou in maande meer akkuraat wil werk, gaan ons sê 16 alleen maal 12 gee dan vir ons 192. So van 192 tot by 200 is 8. So met ander woorde, dit is 16 jaar en 8 maande wat dit jou sal vat om jou geld te verdubbel indien jou rentekoers per maand bereken word. Dan kan dit jou presies 200 maande of 16 jaar en 8 maande vat. As jy jou rentekoers omskakel na jaarlikse rentekoers toe en dit gebeur op grond van jare, dan gaan dit dus 'n bietjie meer as 16 jaar vat, omdat jy eers aan die einde van jou 17de jaar 'n rentekoersberekening gaan kry, en dan gaan jy net so bietjie verby die 10.000 merk al gegaan het. So dit is belangrik dat jy daardie verskil sal verstaan, van is dit nou 16 jaar of is dit nou 17 jaar, hoekom kon ons nie van die begin af gesê het 16,66 jaar nie, want dit is net om dit weer vir jou te bevestig, jy doen jou berekenings aan die einde van elke jaar, en jy kan nie in die middel van die jare berekening gaan doen nie. So jy kan aan die einde van 16 jaar, kan jy jou berekening doen, dan is jy onder 10.000, of jy kan aan die einde van 17 jaar jou berekening doen, dan is jy verby 10.000. En as jy hom werk volgens maande, dan kan jy hom nou bietjie meer akkuraat werk. Maar in daardie geval kon dit ook gebeur het, dat jy in 'n gedeelte van 'n maand opgeëindig het, en in daardie geval sê maar presies dieselfde moes gedoen het. Jy moet besluit, is dit die vorige maand of die volgende maand, wat jy as jou finale antwoord gaan gee.